maar net gou 'n vraag voor ons by verdere dinge inspring. En ek wil jou vra om dalk net jouself te verbeel vir 'n oomblik. Dink gou, as jy een of ander manier na 'n liedjie kan luister in jou tye van teëspoed. Noem dit 'n teëspoedtreffer. En as jy daai liedjie luister, dan verander jou teëspoed in voorspoed. Hoe amazing sal dit nie wees nie? Nou vandag begin ons hierdie reeks van teëspoedtreffers en die gedagte is dat ons 'n liedjie of 'n waarde, 'n beginsel in hierdie liedjie sal vasvang, wat ons dalk in die teëspoedtye van Israel na gaan kyk en sê, Israel, as julle net hierdie teëspoedtreffer gehad het, sou julle teëspoed in voorspoed verander het. En vandag gaan ons na 'n teëspoedtreffer luister. Ek weet nie hoe tref hierdie ding nie, julle moet vir julle self 'n onderskeiding. Wat ek wens Israeliete baie jare terug gehoor het in 'n tyd van teëspoed. En terwyl ons daarna gaan luister, gaan ek vra die mense waarmee gereël is, die finansies sal opneem, en dan ook terwyl hulle gaan opneem, gaan ek vra dat al die tieners, al die merkers sal uitbeweeg, en julle gaan julle eie diens hou. So kom ons luister na hierdie teëspoedtreffer. Toe hulle terugkom uit die ballingskap met 'n altaar wat brand in 'n storige plein, kyk hulle rond na die pyn van die tempel en fluister, Here, kan het ooit weer dieselfde wees? Maar u sê, wees sterk, ek is in julle midde, my gees bly by julle, moenie nou vrees, die silwer is myne, die goud is myne, en groter sal die heerlikheid van hierdie huis nog wees. Dis altaar wat ek nodig het, dis altaar wat ek nodig het, nie baksteen en glans, maar die teenwoordigheid. Dis altaar wat ek nodig het. Ek vul hierdie plek met vrede, meer as goud wat ooit kan weeg. Ja, hier by die vuur hoor ek uw belofte. Dis altaar wat ek nodig het. Altaar wat ek nodig het. Okay, so ek weet wat jy dink. Die Israeliete en Jode sou niks van daai liedjie gehou het nie. Ek is 100% saam met jou, maar ek weet nie, die Campbells het dalk impak. Ek weet nie, daai liedjie het so 'n Campbell effek aan hom, nee. Maar hier is die gedagte van daai liedjie, is dat hierdie sing, en hierdie liedjie is 'n liedjie wat gaan oor spesifieke gedeelte in die Bybel, en wat die Here daar gesê het, en alles wat daar gebeur het, en as jy jou Bybel saamgebring het, gaan jy na Haggai toe wil blaai. Dis 'n profeet in die Ou Testament, wat in die midde van Israel se seerste seisoen is. En hy bring vir hulle 'n boodskap, en hierdie situasie, en alles wat gebeur om Haggai, draai rondom een groot gebeurtenis, en dit is dat hulle die tempel gaan herbou. En dis die opdrag, en hierdie tempel is, as jy nie weet wat die tempel daai tyd was nie, dis net hierdie massiewe gebou, wat ek nou vir julle so 'n bietjie wys, maar dis 'n massiewe gebou gewees, wat God se huis was op planeet Aarde. En Israel het die voorreg gehad om hierdie huis in hulle midde te hê, want dit was die God van die heelal, was hulle God gewees, eksklusief. En wat so mooi is dat hierdie tempel is waar die God van die heelal gewoon het. Maar die tempel het in verwoesting gelei, en hulle kry toe nou 'n kans om hierdie tempel te gaan herbou. Maar as jy vroeg in Haggai begin lees, dan hoor jy woorde wat jy nie eintlik wil hoor nie. En lees dit saam in Haggai 1 vers 2. Die mense sê, dis nou die Israeliete wat moet gaan om hierdie tempel te herbou. Hulle sê, die tyd het nog nie aangebreek om die huis van die Here, die tempel, te herbou nie. Nou om die krag van hierdie ding te verstaan en daai sin te verstaan, moet jy 'n bietjie die agtergrond ken van hierdie gedeelte. Jy sien baie jare terug in Israel se geskiedenis, net so voor 600, net so 'n bietjie nader as 600 voor Christus,
het Israel een van die grootste teëspoedseisoene in hulle lewens al ooit beleef. En dit is dat die tempel was verwoes. Koning Nebukadneser vang toe al die Israeliete, weens Israel se konings wat nie saam met hom wou werk nie, en hulle ooreenkomste nagekom het nie, vang hy toe en neem hulle toe in ballingskap in. En hulle sit daar vir hoeveel jaar, sonder 'n land, sonder 'n regering, hulle regerders is weggeneem, die mense wat spesialiste was rondom, alles wat hulle gedoen het, van die priesters, tot die skrynwerkers, tot die ingenieurs, tot die ouens wat die landmaak werk het, is van hulle af weggeneem. Vrouens, kinders, almal sit as slawe in 'n vreemde land. Hulle tempel is verwoes, afgebrand en besteel. Daar is niks meer van Israel oor nie. En hier sit hulle vir omtrent 60 jaar, sonder hulle eie land, sonder hulle eie hoop, sonder hulle eie plek, sonder hulle eie tempel. Sonder 'n plek wat hulle kan sê, maar God is by ons. Israel beleef teëspoed soos jy nie kan glo nie. Maar daar kom toe hoop. 'n Klompie jare in hierdie ballingskap in, toe was daar 'n nuwe nasie, 'n nuwe ryk wat oorvat by die Babiloniërs, die Perse. En koning Kores, wat meer sou bekend staan as jy 'n bietjie geskiedenis gelees het as Cyrus the Great, het ingekom en hy het Babiloniërs oorgevat, en jy sal nie glo hoe die Here werk nie. Dit is omtrent 180 jaar voor Kores op die scenario opgedaag het, dat daar al geprofeteer was oor hom. En jy kan dit gaan lees in Jesaja in hoofstuk 44 en hoofstuk 45, is daar spesifieke profeseë net oor Kores. Wat die volgende sê: Kores is die almag, of is die gesalfde van die Here. Wat vreemde woorde is, basies eintlik net sê, hy sal die koning wees. En hierdie koning sal Israel weer vrymaak. Hierdie koning, die gesalfde, sal weer laat die tempel gebou word. Nou kan jy dink al die Israeliete, toe hulle sien, wow, hier kom 'n nuwe nasie in, nuwe heersers, dis nou die Perse wat aan beheer is, en Kores is die koning. Hulle raak almal opgewonde, want hulle ken daai versies. En raai wat doen hulle toe? Hulle loop na hom, Kores, luister, ek weet jy is koning, ek weet jy het al die mag, maar het jy al hierdie versie gesien? 200 jaar terug was daar al geprofeteer en gesê, hier gaan 'n ou met die naam van Kores verbykom, en hy gaan weer die Israeliete vrymaak, sodat hulle die tempel gaan herbou. En hy sê, wow, okay, as dit daar staan, kom ons doen dit. En hy doen dit toe. En hy maak 'n groot eed en sit dit so op 'n skraal al, wat sê dat almal wat van vreemde nasies afkom en woon in hierdie land, kan weer teruggaan na hulle tuisdorpe toe, en onder andere, al die Jode kan weer teruggaan Jerusalem toe, en hierdie tempel gaan herbou. Hy gee hulle die opdrag, gaan herbou die tempel. En daar gaan hulle, en jy kan selfs hierdie ding, hulle het dit ontdek alweer, in die 1800s, het hulle hierdie silinder gekry, waarop hier geskryf is, dit is in Londen, se museum. Jy kan dit daar gaan sien met jou eie oë, as jy ooit daar verby gaan. En bo op hierdie ding is presies daai woorde wat daar gestaan het, gaan weer terug na jou tuisdorpe toe, almal is weer vry. En die dag breek aan, dat Israel weer hoop het, hulle teëspoed is verby. En hulle kom daar aan in Israel, en hulle bou weer die fondasie van die tempel, en hulle sit 'n altaar neer, en kort voor lank, julle, net toe hulle gedink het, hier is ons nou, ons gaan weer die huis van die Here bou, en God gaan weer saam met ons wees, en dinge gaan weer uitdraai soos dit moet. Beleef hulle bietjie teëspoed, bietjie meer teëspoed. Die ouens wat daar na land kom woon het, toe hulle weg was, het begin die offisiere van die tyd bribes betaal, sodat hulle hierdie ouens moet onderdruk. En is een probleem, na 'n ander probleem, na 'n ander probleem, en hulle kom net nie vooruit nie, tot op so 'n punt, dat 8 jaar in, nadat hulle hierdie tempel probeer herbou, dat koning Kores, wat hulle hoop is, dat hulle die goedkeuring gegee het, gaan dood in oorlog. En hulle sit daar, wat nou? Ek sien my lus nie. Dit voel swaar. Dit voel nie asof die Here in hierdie ding is nie. Dit voel nie asof ons geseënd is nie. Ons het hierdie manne wat hierdie ding kan doen nie. En hulle kyk net in teëspoed van alle hoeke af vas. Hulle spoed is uit, hulle moed is laag, en hulle is nie meer lus nie, en hulle sien dit as, dis dalk God se teken, dat ons niks moet doen nie. En daarom lees ons in Haggai 1 vers 2, waar hulle sê, dis nog nie tyd om hierdie tempel te herbou nie. Ek weet die Here het ons bevry, en ons is in hierdie land, ons is nog nie tyd om die Here te herbou nie, maar Haggai die profeet, kom met 'n ander boodskap van die Here af, en jy lees in vers 3 die volgende. Hy sê,
Die Here het toe deur 'n profeet Haggai die volgende boodskap gestuur. Hoe kan julle in weelderige huise bly terwyl my huis in ruïne is? Die Here die Almagtige sê, dink 'n bietjie na oor hoe sake vir julle staan. Julle het baie aanplantings gedoen, maar die oes was maar skraal. Julle het nou wel kos om te eet, maar julle bly net nog honger. Julle het wyn om te drink, maar nie genoeg om julle dors te les nie. Julle het klere om aan te trek, maar dit is nie voldoende om julle warm te hou nie. Julle geld raak weg asof dit geberre is in 'n broeksak met gate. Amen, broer, ons weet daai vol. Die Here die Almagtige sê, dink 'n bietjie na oor hoe sake vir julle staan. Dink daaroor, sê hy. Gaan haal hout op die heuwels en begin dan my huis herstel. Dit sal my tevrede stel en ek sal voel dat julle my eer betoon, sê die Here. Julle het gehoop dat dit 'n goeie oes sal wees, maar dit was maar skraal. Die oes wat julle nog huis toe moes gebring het weggewaai. Waarom? Omdat julle almal besig is om julle eie netjiese huise te bou en dit terwyl my huis in pyn lê, sê die Here, die Almagtige. Hier gaan dit swaar. Het jy al gevoel daai leefstyl van 'n broek met gate in? Almal met kinders sê ja, hulle steel, hulle vat, hulle maak my arm. Maar meer is dit. Jy weet, ek dink die Here is baie besig om te praat oor nie net fisiese dinge nie. Hierdie is hoe mense voel in die lewe en ek dink ons almal beleef dit in die seisoen waar ons is. Jy weet, ons kyk na ons land en ons het net hierdie vraag oor, maar Here, ons probeer vorentoe, maar dit voel net dat enige poging wat 'n mens probeer aanwend in die land, dit val net deur. Here, ons werk harder en ons sit ons kop neer en ons doen wat ons moet doen om vooruit te kom in hierdie lewe, maar dit is asof die goed net wegval. Ja, ons het kos op die tafel, maar dit is nie genoeg want ons stres oor die volgende, want ons weet nie waar die volgende vandaan gaan kom nie. Ja, ons het nog 'n werk om na toe te ry, maar dit gaan maar broekskraal in die werk, want die ekonomie en die druk en die probleme en ons dink die probleem gaan verdwyn as ons wie onsself vind, as dit net nog 'n uitdaging en nog 'n uitdaging en daai prentjie wat God vir hulle inkleer en sê dink net daaroor. En hy sê vir hulle, maar dis omdat julle die missie, die doel, hoekom julle nou terug is, gaan volbring nie. En julle het allerlei verskonings daarvoor. En hier is die ding wat gebeur het met Israel. En 'n verskriklike ding in hulle harte het plaasgevind. En die eerste ding wat ek sou uitlig, hoekom hulle vasgevang is in die seisoen waar hulle is omdat hulle vrees hulle vriend geword het. En dink daaroor, julle. Ek dink Israel kom nou op hierdie ryp seisoen. Ek dink ons gaan terug na ons plek toe, na Jerusalem toe, ons kan die tempel gaan herbou. Wow, ons het 'n droom, ons het 'n visie vir ons lewens. Kort voor lank teëspoed. Kort voor lank word Kores vermoor. Hulle hoop is geruk. En onthou, hulle kom uit nie te lank terug waar hulle konings weggeruk was. Waar alles wat hulle geken het, wat hulle stabiel gehou het, weggeruk was. En nou voel hulle maar ons herhaal net die verlede nou weer hier. En hulle weet wat kom, die seer wat gekom het, die verwoesting wat gekom het, die bloed wat gevloei het. En hulle voel net maar hier kom dit. En hulle gaan sit in daai vrees. En vrees is meer 'n vriend vir hulle as vrede. Vrees is baie nader as vreugde. Vrees is baie meer tasbaar as enigiets anders wat hulle lees van wie die Here is op daai stadium. En hulle omhels dit. En ek en jy weet, almal hier is slim genoeg, dat vrees het nog nooit goeie besluite geneem het. Nog nooit. Vrees is seker die nommer 1 ding wat mense se lewens al verwoes het. Daarom het die Here in die reg deur die hele Bybel, die opdrag wat die meeste genoem is, gesê, moenie vrees nie. Jy kan nie in God se wil leef as jy vrees nie. En ek wonder vandag in hierdie gebou, en dalk die mense wat later aanlyn luister, dat hoeveel besluite wat jy en ek nou neem, en hoeveel besluite wat ons sien in ons omgewing en in ons gemeenskap, word gegrond in vrees. Alhoewel ons sal saamstem dat vrees is nie 'n goeie besluit nie, maar tog land ons daar. Maar wat van my kinders? En julle ken daai wat as vraag. Maar wat as hierdie ding nie gebeur nie? Wat as hierdie toekoms nie lyk nie? Wat as hierdie land net nie draai? Wat as en ons probeer hierdie profeseë, ons profete op die dorp wees, jy weet, en ons probeer alles voorspel wat kom in die toekoms. En ons probeer alles so antisipeer en alles so reg beplan dat ons vergeet, maar wat is dit wat God van ons vra?
En dit is presies waar Israel sit, en ek wonder hoeveel van ons sit daar. As gevolg van die seer wat jy al beleef het. Nou, hier is die tweede rede waar hulle vas sit. Eerstens, vrees het hulle vriend geraak. Maar tweedens, hulle seer het hulle sug geword. As jy lank genoeg sit in jou vrees, as jy lank genoeg gaan sit in jou pyn, dan bepaal dit hoe jy kyk. En hierdie sien jy deur die Bybel in die samelewing. Onthou julle Naomi in die Ou Testament, die van julle wat groot geword het met die Bybel sal dalk so 'n naam kan onthou. Nou Naomi, haar naam het beteken lieflik. Dis haar betekenis van haar naam is lieflik. Dis mooi, dis pragtig. Dis Naomi. Toe Naomi teëspoed beleef het, en sy het groot teëspoed beleef, geliefdes aan die dood afgestaan. Baie seer. Toe verander sy haar eie naam van Naomi na Mara. Onthou julle wat beteken dit? Bitter. Nou wat het gebeur? Haar seer het haar sug geword. Dit is nie ek gaan deur 'n tyd van teëspoed nie, dit is ek is. Dit iemand wat teëspoed bring. Ek is iemand wat net 'n mislukking is. Dis nie iemand wat, weet jy wat, swaar tref my nou net, nie. Weet jy wat, maak saak wat ek doen nie, net pap op die grond. En ewe skielik word dit al word dit identiteit, en hier is waar Israel op die oomblik is, as gevolg van al die seer wat al gebeur het met die tempel en die storie, sit hulle daar en sê net, ons gaan nooit hierdie tempel herbou nie. Ons gaan nooit hierdie ding gered kan kry nie. Kyk hoe lyk hierdie plek, kyk hoe lyk hierdie storie. Kom ek bring dit 'n bietjie huis toe. Hoeveel van ons het al deur seer gegaan, en daai seer het jou sug geword? Jy het dalk al gewerk by 'n werksplek, en gedink, wow, hier kom jy met jou prentjie, terug Israel, terug Jerusalem, hoe gaan ek nou 'n toekoms bou vir myself? En toe werk jy saam met kollegas, of by 'n baas, of by 'n firma, waar alles het begin skeef draai het. En het dit seer gemaak. Dit het jou tempel kom verwoes, jou prentjie, jou hoop. En daai seer het 'n ding binne in jou losgemaak, waar jy sukkel om mense te vertrou by die werk. En nou het jy woorde van, dis mans, dis vrouens, dis hierdie tipe korporatief, dis hierdie, dis daai, en jy wys vinger en jy blameer, want dis wat seer doen, dis wat vrees doen. En jy beskielik hanteer jy nie die seer en die genesing wat moet plaasvind nie, jy wys vinger. Seer het jou sug geword. Of miskien is jy daar op 'n plek waar verhoudings bietjie skeef gedraai het. En jy het hierdie prentjie gehad van 'n tempel waar jy die Here gaan eer, en eendag as ek getroud is, né? Toe trou jy eendag. en toe was dit nie so mooi as wat jy gedink het nie. Toe kom jy agter wat bedoel dit as die ouer mense sê, dis om in 'n verhouding te wees is nog werk, want jy moes baie werk insit, maar hoe meer werk jy ingesit, asof dit net nie uitgedraai het soos dit moes nie, en dit het seer geraak, en dalk so seer dat jy geskei het. En daai skei het dalk jou sug tot 'n mate bepaal. Van, mansmense. Of dalk hierdie woorde van, ek sal nooit weer trou nie. Jou seer het jou sug geword. En hierdie kan ons deurtrek in alles. Maar kom ons is eerlik, daar's seer daar buite, julle. Mense staan geliefdes aan die dood af, ouers sê totsiens vir kinders ver voor hulle tyd. Mense kyk in drome vas wat hulle gebou het, en daai besighede gaan tot niet as gevolg van ander mense se onregverdige besluite. Pyn, seer. Onreg wat ons kinders tref, wat ons kultuur, wie ons is, alles word pyn. Hier is die ding wat ons baie versigtig voor moet wees. Dat dit nie ontsig word nie, en ek en jy weet baie goed hoe voel die taal deesdae. Hoe praat mense oor ons land? Hoe praat mense oor die toekoms van ons huise? Hierdie is so naby julle, dat mense van die seer van die verlede, en dit word die sig van die toekoms, en dat God 'n profeet moet stuur na Israel toe, om hierdie sig van hulle weg te kry en te sê, hey julle sê dis nie nou tyd om die tempel te herbou nie. Julle sê dis nie nou die tyd om vorentoe te gaan. Julle sê dis nou die tyd nie, daar's te veel teëspoed, daar's te veel chaos, daar's te veel alles. Ek sê vir julle, dis nou die tyd. Dat 'n profeet moes kom, en dank die Here hulle het geluister na hom. Hulle vat toe hierdie boodskap van die profeet en hulle begin toe bou. Hulle begin toe vooruit gaan te midde van die teëspoed en die uitdagings, begin hulle bome kap en hout kry en dinge begin doen, en hulle bou en is nie naaste by die eerste tempel nie, maar hulle swoeg en hulle doen wat hulle kan. Dit vat hulle net so 'n bietjie langer as 20 jaar
om hierdie tempel te bou. Want hulle was nie naastenby so baie soos die eerste tempel nie. En wat interessant genoeg is, toe hulle die tempel herbou het, toe staan hulle terug en hulle het reg gekry. Hulle staan terug en hulle dink, hulle staan nie daar en dink, wow nie. Hulle staan en dink, ja, ek weet nie of die Here hier wil bly nie. As ons self moet sê, hierdie is nie so great nie. Hier is hoe daai tempel gelyk het. En wat interessant is dat die Here kom tafel toe. En hy begin toe 'n gesprek met hulle in die middel van wat hulle sien reg voor hulle. En hulle wonder oor, is hierdie goed genoeg, is hierdie sterk genoeg, is hierdie waardig genoeg, is hierdie iets wat kan iets beteken? En die Here kom en hy doen iets baie vreemd. In Haggai 2 vers 3, hoor wat doen hy? Hy vra vir Israel, hy praat met hulle en hy sê, is daar tog enigiemand wat kan onthou hoe hierdie huis, die tempel vroeër gelyk het? Hoe vergelyk die tempel nou met daardie een van vroeër? En hoor wat sê die Here, so motiverend. Daar is geen vergelyking nie. Nie waar nie? En die van julle wat nie weet hoe die tempel, eerste tempel gelyk het nie, hier is die beeld wat daai Israeliete het. Die eerste tempel het so iets gelyk. 'n Massiewe gebou, gekleed in die duurste materiale wat jy kon kry in die tyd. Dit was omtrek met goud, en binne is dit omtrek met goud. Nie van die goedkoopste goed wat jy in die lewe sou kry, die steen is van die duurste, die brons is van die duurste, buite sien jy goud, binne sien jy goud, en selfs binne die allerhoogste sien jy die ark van die Here, waar die belangrikste items van hulle geskiedenis daarin geberg was. En net 'n sekere groep mense kon daar binne gegaan het om die Here te beleef, en hierdie is hoe die Here se huis gelyk het, dit het geblink. Nou die van julle met korttermyn geheueverlies, kom ek sit net hierdie twee tempels langs mekaar, dat jy net kan sien hoe dit lyk. En die Israeliete staan en onthou regs, maar voor hulle oë is links. Is hierdie okay? En nou kom die Here, en hy sê, onthou julle hoe die eerste een gelyk het? Het kan nie eens vergelyk word nie. En in 'n oomblik dink jy, maar Here, wat is hy besig om te doen? Want jy sien die regterkantste tempel is 'n merkwaardige gebou. Hulle sê, studies wys, dat net die goud, die goud van daai tempel, was omtrent 50% van die goud wat in sirkulasie was in die wêreld daai tyd, was gebruik om daai tempel te herbou. Dis baie. As jy 'n prys daar wil opsit, wys studies die volgende. Ek weet nie of julle 'n bietjie inligting al geswat het nie. Julle weet mos dominees doen niks, so ons lees op hierdie dinge en deel dit met julle op Sondag. So die duurste gebou in die wêreld tans is eintlik 'n moslim gebou. Die geloof in Islam. En dit is die Great Mecca wat hulle gebou het. Nou daai gebou staan omtrent op $100 biljoen wat hulle gekos het. Dis 'n duur gebou. Dit kan omtrent 1,9 miljoen moslems huisves, waar hulle kom om te aanbid. Maar die duurste ding wat ons tot dusver toe gebou het op planeet Aarde, wat hulle nou sê, in ons tyd, nou bietjie nader aan ons tyd, is eintlik die ISS, die International Space Station. En dit sou uitgewerk het omtrent hier by $116 biljoen. Dis 'n duur sommetjie. En ek wil dit in dollars sit, want anders gaan ek so Jacob Zuma klink as ek die randwaarde moet lees. So, ons hou dit in dollar, ons hou dit eenvoudig, keep it simple. Gaan doen 'n studie oor hoeveel goud hulle gebruik het daai tyd en sit weer eens vandag se waarde rondom my goud. Ja, ek moenie worry nie, ons doen niks. Ek het dit klaar vir jou gedoen. $220 biljoen. Julle, hierdie gebou is 'n skaal soos min. En daarom kom die Here en hy vra hulle die vraag, vergelyk hierdie een? En jy dink, ek en jy dink, maar vergelyking, Here, is nie 'n goeie ding nie, want dit maak dood. Here, vergelyking is nie goed nie. Wat die Here besig is om te doen met hulle, Here, is nie om hulle hoop te verpletter nie. Is nie om die harde arbeid wat hulle gedoen het net neer te druk nie. Maar die Here is besig om vir hulle juis hulle oë op die regte ding te vestig. En hy sê die volgende vir hulle, net na daai vers. Hy sê, sien julle, want hierdie tweede tempel lyk dalk nie veel great nie, maar hoor mooi, my gees sal by julle bly, soos ek julle beloof het toe julle uit Egipte uitgetrek het. Julle moet glad nie bang wees nie.
Die silwer en die goud behoort aan my, sê die Here die Almagtige. Die toekomstige roem van hierdie tempel, die tweede een, sal baie groter wees as wat dit in die verlede was, sê die Here, die Almagtige. Ek sal in hierdie plek vrede bewerkstellig. Ek, die Here, die Almagtig, bevestig dit. En hier kom God, en hy sit die twee prentjies, en hy sê vir hulle, julle dink die tempel moet weer lyk soos die eerste een. Jou lewe moet weer lyk soos daai droom wat jy in die begin gedroom het. Jy dink jou toekoms moet blink soos hierdie ene. En daai gebou het nogal geblink. Ek bedoel, hulle sê, jy kon die tempel as die son op hom geskyn het, van kilometers af gesien het, soos hy weer kaats het. En God sê, jy dink jou lewe moet so blink. Finansiëel moet jy so blink, toekomsgewys moet jy alles, daar moet sekuriteit wees, alles moet in plek wees, jou land moet in plek wees, al hierdie dinge, en dan eers sal jy my beleef. En hier's waar ons die fout maak, en waar seer ons sig geraak het. God kom en hy sê, julle mis die punt. Ja, ek weet jy is deur 'n egskeiding, en jou lewe is seer, en die tweede tempel voel dalk soos hierdie ene. En dit lyk dalk nie so great soos wat jy gedink jy dit moet wees nie. Maar hoor wat sê ek vir jou. Ja, jou kinders volg nog hierdie Here, en ja, jou kinders het dalk swak besluite geneem, en jy as ouer is geskeur, en jy voel maar dis nie die prentjie van ouerskap nie. Ja, ek weet dit, maar hoor mooi, daar's 'n belofte dat die tweede tempel, sê die Here, sal groter wees as die eerste. Nou, weer eens, my Afrikaner preekstyl, as jy nog steeds hierdie boodskap hoor nie, hier's al wat gesê word. Nou vat dit van my af, jy weet, ek is nou nie die beste daar buite nie, maar hierdie gaan iemand help. Ja, hierdie tempel blink nie, maar dit stink nie. As iemand jou deesdae vra, hey, hoe gaan dit met jou? Hier is dit woord wat jy kan gebruik. Hey, dit blink nie, maar dit stink nie. Wat bedoel ek daarby? Ons kyk baie keer so vas in die eerste tempel, dat ons die waarde van waar ons nou is, en die lewe wat God nou vir ons gee, miskyk. Dat ons vasgevang is in wat was, en nie wat God nou doen met wat is nie. En die Here kom en sê, weet jy hoekom sal die tweede tempel beter wees? Weet jy hoekom sal die tweede kans in die lewe wat jy nou het beter wees? Dis nie omdat dit meer blink nie, dis omdat ek in dit is. Dis wat sy waarde gee. Ek het 'n plan vir jou seisoen. Ek het hoop in hierdie seisoen. Ek kan hierdie gebruik, en die Here sê hierdie sal meer merkwaardig wees as die eerste een. Ek gaan iets doen hiermee wat die eerste een nie eens kon nie. Daar is hoop in die prentjie. En julle, hierdie is 'n boodskap wat ons moet hoor. Hierdie is woorde wat ons vir mekaar moet sê, dit blink nie, maar dit stink jy. Ek weet jou lewe is nie wat jy gehoop het dit moet wees nie, maar weet jy, dit is ver van vrot. Dis ver van uit mekaar uitval, dis ver van stikkend en verwoes. Lig jou oë uit jou seer uit. Die Here sê hy is in hierdie. Die Here sê hy is saam met ons. Die Here sê hy wandel hier en nou. Wat as ons hierdie kan vat? Ek dink ons sal 'n paar mense kan vergewe. Wat as ons hierdie kan vat? Ek dink daar sal meer liefde in ons huis wees. Daar sal meer geduld wees met die mense om ons. Daar sal meer mooi dinge wees in ons lewens, en vandag is dit die boodskap vir my en vir jou. En dis die teëspoed treffer wat ek na ons toe bring. Dis die Here het met Israel in hulle tye van seer, hulle tye van teëspoed, hulle by voorspoed uitgekry, deur nie die ding aan die buitekant te laat blink nie, maar om te besef, hy is in hierdie, al is dit nog nie so mooi nie. Kom ons begin hierdie land. Daar's iets in hierdie storie wat so uitstaan, wat die Israeliete voor hulle oë gemis het, wat ek dink ons baie keer ook baie keer mislees, want dit is nie so duidelik net so in die skrif nie. Jy sien, toe Israel teruggekom het in Jerusalem, was die opdrag herbou die tempel, en hulle daarmee begin. So hulle dadelik die fondasie gelê van daai tweede tempel, en dan het hulle hierdie altaar gebou. En dis toe die teëspoed baie geraak het, en dis toe hulle moed laag geraak, en dis waar hulle gestop het. Vir 'n klompie jaar, vir 16 jaar, het hulle gestop, en vasgesit in hulle seer. Hulle seer het hulle sig geraak, vrees was hulle vriend, en het hulle gekeer om enigiets te doen, stil gaan staan. En hulle het gedink, die dinge moet anders lyk, en die dinge moet beter, en ons het nie genoeg hulpbronne nie, ons het nie goud nie, en ons het hulle vasgevang in al die goeders. Maar een ding wat hulle gemis het, hulle het wel iets baie waardevol gebou. Baie waardevol. En ja, was hier die tempel nog nie, maar dit was daai klein installasie, wat hulle by mekaar gesit het net buite die tempel.
die altaar. En die altaar is een van die belangrikste plek van die tempel. Want al was die tempel daar, en God kon daar bly, maar die altaar was nie daar waar mense die offers moes bring vir hulle sondes, jy sou hulle nooit by God in die tempel kon uitkom nie. Die altaar is die deur na die tempel. En alhoewel hulle nie 'n tempel gehad het nie, en gewonder het, maar is God in hierdie, het hulle so misgekyk, maar al wat ek het, is 'n altaar. En hulle kyk toe uit en hulle sê, maar al wat ons het, ons het nie 'n tempel nie, al wat ons het is 'n altaar, en raai wat? Dit draai toe uit, dis al wat hulle nodig gehad het. Dalk sit jy hier vandag, en jy is heeltyd, maar is die Here in hierdie? Gaan die Here my help? Hoor die Here my gebede? Is daar nog hoop vir my toekoms? En jy kyk so vas in die blink wat was. En jy mis, maar voor jou lewe staan daar 'n altaar, en hierdie altaar is 'n roep van die Here af en sê, ek weet jy is vas in vrees, ek weet jy het seer, maar besef om by my uit te kom is daar net een pad, en dit is, offer jouself op. Offer die ideale wat die verlede vir jou geskets het op. Offer daai drome wat jy so hard voorbeklei, wat jou so moeg maak. Jy maak jouself moeg. Offer dit op. Gee beheer oor. Besef jy's 'n sondige mens en sonder die God van die heelal is ek en jy niks werd nie. En die belangrikste ding en al wat die ding met ons moet doen is net gaan altaar toe. Gaan offer jou hart. Gaan gee jou vrese, gaan gee jou seer en begin met genesing. Kom vry van met die verlede. Maak nie saak hoe seer of hoe diep hy gat was nie. Maak nie saak hoeveel wanhoop daar nou tans in jou lewe is nie. Maak nie saak hoeveel redes daar is wat jy vinger kan wys en sê, maar daai en daai en daai het ek seer gekry. Daar het gevoel asof die Here my los. Daar het ek gestoei. Daar. Here sê ek weet, jy voel daar's nie 'n tempel nie. Maar daar's 'n altaar. En al hoe jy by my uitkom, is kom altaar toe. Hoe lyk hierdie môre? Prakties, hoe gaan ons altaar toe? Jy weet die Ou Testament het hulle die tempel en die altaar gehad, in die Nuwe Testament, weet jy wat is die altaar? Dis die kruis van Jesus. En dis hoekom Jesus gesê het, niemand kom by die Vader uit, by die tempel uit, sonder deur my nie, want Jesus was die lam wat geslag was op die altaar. En gesê het, ek sal jou by die Vader kry. Ek sal betekenis bring in jou lewe. Ek sal 'n storie kan skryf. Glo net in my. Ek is in beheer. Hou op, jy dra aan al jou laste en jou swaar en jou pyn en jou seer en kom na my. So ons hierdie diens gaan eindig en dit sal baie dwaas wees as ons nie doen nie. Is net 'n geleentheid skep waar elke liewe een van ons altaar toe kan kom. Ek weet nie wat jou vrese nie. Ek weet nie wat jou seer nie. Ek weet nie waar dit jou sug geword het nie, maar wat ek wel weet, ons almal het dit. Ons almal. Ek's ook daar. Kom ons mis nie hierdie geleentheid nie. Te sê, Here, gaan ek soos Israel vir 20 jaar nog beklei en stil sit en aan die verkeerde goed bou om vervulling te kry? Of gaan ek altaar toe kom? Want dis waar vervulling lê. Jou keuse. So vanoggend vra die Here opregte gebede, opregte harte en hy sê kom die wat moeg en oorlaai is, kom die wat seer is, kom die wat vrees het, kom die wat net klaar en frustreerd is en beklei en kom altaar toe, offer dit op. Ek kan nie gebed namens jou bid wat dit kan doen nie. Maar ek gaan jou vra om hierdie oomblik ernstig te neem. En dit sal heilig sal ag soos wat hulle gedoen het toe hulle geoffer het by die altaar. En sê Here, vandag stap ek anders hier uit. Want ek bring wie ek is vir U. So daar waar jy is, kom ons gebruik hierdie oomblik. Hulle gaan 'n lied vir ons speel wat jy ook saam kan bid. Andersins maak jy oë toe en draai jou hart opreg na die Here toe en kom ons gaan almal saam na die altaar.
Hier's my hele lewe, alles wat ek is, wat ek saam met my dra, hier op die altaar. Hier is al my drome, als wat ek begeer, al my hoop en strewe, hier op die altaar. Hier bou ek 'n altaar, nie van hout, nie van klip. Hier bring ek 'n offer, dis net vir U alleen. Dit mag alles kos, maar hier bou ek 'n altaar, hier gee ek my hart. Hier is my afgode, elke kroon en krans, al my aardse skatte, hier op die altaar. En hier is ek gebroken, so ver van volmaak, maar vir U volkome, hier op die altaar. Hier bou ek 'n altaar, nie van hout, nie van klip. Hier bring ek 'n offer, dis net vir U alleen. Dit mag alles kos, maar vir U is alles werd. Hier bou ek 'n altaar, hier gee ek my hart. Hier gee ek my hart. My hart brand vol liefde, soos vuur vir ewig. Hier's my loflied, my aanbidding vir U. Jesus my koning, my hart brand vol liefde, soos vuur vir ewig. Hier's my loflied, my aanbidding vir U. Jesus my koning, my hart brand vol liefde, soos vuur vir ewig. Hier's my loflied, my aanbidding vir U. Jesus my koning. Hier bou ek 'n altaar, nie van hout, nie van klip. Hier bring ek 'n offer, dis net vir U alleen. Dit mag alles kos, maar vir U is alles werd. Hier bou ek 'n altaar, hier gee ek my hart. Daar wees, gaan ek vra dat jy jou oë sal sluit en ek dink dit altyd by altare is dit so 'n mooi prentjie en die Here het altyd gevra dat hulle iets moet doen. Nou weer eens, hierdie is 'n hartsaak. Maar hier's van ons wat moet leer om te reageer as die altaar geroep word.
Party van ons, en jy het al gesien, hoekom steek mense hulle hande in die lug in die kerk, en party mense staan voor in die kerk, en party mense doen 'n klomp goed, want iewers moet jy vir jou lyf sê, dat jou hart is meer ernstiger as jou gevoel. En iets van ons, jy hoor dalk die liedjie, en jy hoor die roep na die altaar, en jy weet, jy moet daar kom, maar jy is nog steeds nie daar nie, maar as jy vandag net 'n stap wil neem, om te sê, Here, ek is ernstig oor hierdie altaar oomblik. Ek kan nie meer met hierdie swaar gemoed rondloop nie, ek kan nie meer met hierdie wanhoop rondloop nie, ek kan nie meer met die frustrasie rondloop nie, Here, ek is besig om te verwoes by my geliefdes, Here. Ek kan nie met toe oë rondloop nie, en ek kan nie laat seer my sig word nie, en ek kan nie laat vrees my oorweldig nie. As jy daar is en jy hoor die uitnodiging van die Here, gaan ek vra daar wees dat jy saam met my sal staan, saam met my sal bid. Sal sê, Here, ons vertrou U vir deurbraak. Ons vertrou U, Here, vir vernuwing. Ons vertrou U dat U ons sal losmaak, sal vrymaak. So as jy daar is jy welkom saam met my te staan, en dan bid ons saam. Hemelse Vader, die roep deur U profeet Haggai was 'n staan op roep, Here. Israel, hou op sit en bou aan die verkeerde ding. Jy dink Jerusalem en die tempel is verpletterd, kom na my toe. Staan op en kom bou aan dit wat belangrik is, kom bring jouself altaar toe. Want jy dink die altaar is al wat jy het, maar dis al wat jy nodig het, en jy daai selfde woorde vir ons vandag hier in hierdie gebou. Die altaar is al wat jy nodig het. Op 'n Sondag, wanneer dinge jou week verby is en jy kyk na die volgende week toe en jy bring jou aanbidding, altaar is daar belangrik. Maandag wanneer jy na werk by die huis kom en jy voel frustreerd, klim op die altaar voor jy by jou kinders kom. Here, dis die roep. Kom offer onsself. Hemelse Vader, jy sien elke hart. Jy sien elke persoon wat staan. Jy sien die seer, jy sien die vrees. Ek bid, Here, mag hulle hier en nou die vrymakende krag beleef, Here. Daar is 'n wonderwerk wat bestaan van die redder van die wêreld wat ons sonde skoon was. Die lam wat vir ons geslag is op die altaar op die kruis. Ek bid, Hemelse Vader, mag hulle nou daai vryspraak beleef. Heilige Gees, dat hulle sal aanraak en sal hulle herinner aan die woorde dat as die Seun jou vry maak, is jy waarlik vry. God is by jou en die tweede tempel sal beter wees. Die tweede tempel sal meer 'n groter rol speel. En die tweede tempel was in elk geval die tempel waar U gekom het, Jesus, toe U geleef het op planeet Aarde. U het gewandel, U het geloop in daai tempel. En Hemelse Vader, net so sal hierdie seisoene van hierdie mense wat staan, gekenmerk word, Here, deur dit is God wat die wandel. Daar is hoop, want God is nog in die prentjie. Ons kan opstaan en ons gemoed kan lig wees, want God is nog in die prentjie. Ja, my huwelik is nog nie waar ek dit wil hê nie, soos jy het blink nog nie, maar dit stink nog nie, want U is in die prentjie, Here. Ja, my kinders is nog nie wat ek wil hê hulle moet wees nie, of hulle is nog afvallig, of wat ook al dit mag wees, Here, maar Here, dit blink nie, maar dit stink nie, want U is lief vir hulle, en U sal hulle help. En as ons bid vir hulle, sal U hulle help, Here, ek bid. Mag die altaar die plek wees waar ons gaan, want is 'n altaar wat ons nodig het. So, Hemelse Vader, dankie. Dankie dat die prys genoeg is, en dat U lief is nog steeds vir ons, Here. Dat die kere wat ons vasgevang is in ons vrese en seer, stuur U profete, stuur U boodskappe, stuur U Jesus en te sê, kom. So, Hemelse Vader, ons eer U daarvoor. Ons dankie vir U liefde, en ons eer, Here, vir al die goeie dinge wat U nog gaan skryf. Here, ons eer U net. En soos ons net hierdie boodskap eindig, Here, en vandag se diens saam eindig, wil ek U net eer, Here. Want as dit nie vir U vrymakende krag en liefde was, Here, waar sou die mensdom wees? Waar sou ons genade gaan haal het? Waar sou ons water gedrink het vir ons siele? Waar was daar hoop? Wat se plek toe kon ons draai? Daar is nie 'n plek buite nie. En dankie net daarvoor, Here. Dat U dit gedoen het, nie omdat U dit nodig gehad het nie, maar U het geweet ons het dit nodig. Want U die seer en die vrees gevoel wat ons voel, Here. En die hart is geskuif en gesê, maar ek kom, my kinders, ek kom. Ek sal Jesus stuur, ek sal die prys betaal. Jy kan net kom. Kom beleef my liefde, my vrymaking. Here, dankie.
Dankie, dankie, dankie. En daarom bid ons dit in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen.